Goeiedag almal. Jy weet as daar nou een belofte van die Here aan ons is wat telkens in die Bybel herhaal word, dan is dit die versekering wat die Here aan ons gee. Ek sal jou nooit verlaat nie. Daar kom tye in jou lewe wat jy voel alles is teen jou. Jy staan alleen, selfs die Here het jou verlaat. Dalk voel jy vandag so. Maar kom ons kyk so 'n bietjie hoe hierdie belofte van die Here gestand is aan die mens. Hagar, die Egiptiese slaaf, word deur Sarai so sleg behandel dat sy weggevlug het. Genesis 16 vers 6. Sarai het Hagar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. Maar nou moet jy onthou, Hagar was bloot 'n Egiptiese slaaf in Abraham se huishouding. 'n Vrou wat moes doen wat haar eienares haar beveel het om te doen. Sy het geen regte gehad nie, geen besittings en net daar gewees om al die vuil werk te doen. Iemand waarvan baie mense sal sê, selfs die Here gee nie ag op haar nie. Sê wie? Sarai en Abraham dink hulle kan met Hagar maak net wat hulle wil. Sy vlug van hulle af weg, maar iets wonderliks gebeur. Genesis 16 vers 7. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind. En weet jy wat? Die Here begin met haar praat. Vers 8, en die engel van die Here het haar gevra. Vers 9, toe sê die engel van die Here vir haar. Vers 10, verder sê die engel van die Here vir haar. Vers 11, ook sê die engel van die Here vir haar. Ek wil vandag vir jou sê, as die Here dit die moeite werd geag het om menslik gesproke met 'n onbelangrike, vlugtende Egiptiese vroulike slavin te praat, hoeveel te meer met jou en my as sy kinders. En in hierdie gesprek wat die Here met Hagar gehad het, word die karakter van die Here geopenbaar met die noem van 3 uiters belangrike name, wat duidelik daarop dui dat wat ook al jou situasie mag wees, die Here sal jou nooit verlaat nie. Genesis 16 vers 11. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Nou die woord Ismael is die Hebreëse naam Yishmael, wat sy ontstaan het van die 2 Hebreëse woorde Shama en El. En saamgevoeg, Yishmael beteken dit, die Here, jou God, hoor jou. Nou die volgende naam in hierdie gesprek wat daarop dui dat die Here jou nie sal verlaat nie, vind ons in Genesis 16 vers 13. Toe noem Hagar die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, Ata, El Rohi. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom, die Here wat my sien? Die Here wat my sien, Hebreëus, Yahweh, Ra'a. Ons lees ook van Dawid, wie se lewe in gevaar was omdat Saul hom wil doodmaak. Hy vlug en kruip weg in die bos Jered. Hy's alleen, hy's bang en verward, maar hy weet, die Here is by hom. Daarom roep hy uit in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En in vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Mag hierdie boodskap wat uit die hart van die Here aan jou kom, daardie versekering gee, dat hy sal jou nooit verlaat nie. Jy staan dalk te midde van groot uitdagings, oorweldigende probleme, maar luister net hierna. Die volk Israel staan voor magtige uitdagings om die land Kanaan met sy versterkte stede en geoefende soldate in besit te neem. Maar die Here praat met Josua en hy sê daar in Deuteronomium 31 vers 6, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. En dit is dieselfde God wat vandag met jou praat. Vanuit jou posisie moet jy jou oë opslaan, na hom kyk en luister wat hy sê. Hy roep uit en hy sê, die Here sal jou nie verlaat nie. Yahweh, Lo, Azab. Dankie Here.